Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sebulon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in die donkerte geleef het 'n groot lig gesien oor die wat donker in die land was, het 'n lig geskyn. Die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in die teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaat se skoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Scriptures say, and then in Eden's paradise He placed Him to dwell, that He with Him in joy made to dress and keep it well. Now let good Christians all begin and holy life to live.
and holy life to live, and to rejoice and merry be, for this is Christmas Eve. Niemand op aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat die hemel uitgekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom,
En tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hul dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woord en het gewonder wat die begroeting tog kan beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal die koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maria,
daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Almal het gegaan om dit te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstelingsseun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar geen plek vir hulle in die herberg was nie. Watching stars shine over
Maria deur Elisabeth Eybers. 'n Engel het dit self gebring, die vreugde boodskap. En jy het 'n lofsang tot God eer gesing. Maria, nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele wêreld skande dra. Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy helle vaart aanvaar. Die nag daar in die stal, geen een om in jou nood by jou te staan, het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan. Toe vorste uit die ooste kom en nederig hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom as koning van volk sou kroon. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was, en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan. Ek weet
Angels from the realms of glory, wing your flight over all the earth. Ye who sang creation's story, now proclaims Messiah's birth. Come and worship Christ, the newborn King. Shepherds in the field abiding, watchers over their flocks by night. God with man is now residing, yonder shines the infant light. Come and worship Christ, the newborn King. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly in die nag oor hulle wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Amen.
Skielik was daar saam met die engele 'n menigte engele wat uit die hemel Skielik was daar saam met die engele 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van al weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria, Josef en die kindjie wat in die krib lê. Does
Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat ons koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om hom hulde te bewys." Die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei tot dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat die lewe gee.
mensdom van die sonde, sy volk te red van die dood en die smart en die vervul die hele aarde, toe daardie nag gebore is die Heer. Kniel voor hom neer, kom tot ons neer. Dis Kersfees, dis Kersfees, die Heer daal tot ons neer. Bly gemoed, laat ons tesame nader na daardie krib van die heilige kind. So het die wyse voor sy weg vergader en voortgelei deur die ster omgevind. Ons kan hom nooit na Vader prys en lowe vir ons gebore en vir ons gelei. Kom almal saam, verhef jou stem na bowe. Dis Kersfees, dis Kersfees, wat ons aan Jesus wy. Dis Kersfees, dis Kersfees, wat ons aan Jesus wy. Kniel voor hom neer, kom lowe hom na waarde. Dis Kersfees, dis Kersfees, o die Heer daal tot ons neer. Dis Kersfees, dis Kersfees, die Heer daal tot ons neer.
Dis Kersfees, dis Kersfees, die Heer daal tot ons neer. Aan ieder en elk 'n geseënde Kersfees. 'n Dag vol Godsliefde. 'n Dag so spesiaal. Kersfees kom en Kersfees gaan. Maar tog bly dit spesiaal. Dis anders as enige ander dag. Dis die herdenking van Jesus se geboorte, sy verjaarsdag. So kom ons vier dit. Kom ons leef vir hom. Jesus kinders, laat ons gelukkig wees. Laat ons lag en laat ons opnuut besef presies waaroor Kersfees gaan. Geseënd sal elkeen wees. Geseënd deur ons groote God. Daar sê baie dankie almal, baie dankie vir julle se bywoning vanaand om dit aan so spesiaal te gemaak het. Veilig ry huis toe en asseblief, julle is meer as welkom om 'n koppie koffie saam met ons in die kombuis te drink. Lekker aand verder.